Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met julle hier te wees en om te hoor wat die Here graag vir ons wil sê. Ek wil vir julle sê ek is so dankbaar vir julle almal. Jy weet so op 'n lang naweek dan sit al die dominees in die huis en dan is hulle dan bibber en beef hulle dink die lidmate gaan almal gaan vakansie hou so oor 'n lang naweek. Maar dan kom mense in die kerkgebou en dan sit so baie van julle hier getrou aan die Here en dit is vir my kosbaar om te sien. So baie dankie vir almal van julle wat vanoggend ook gekom het om by die Here 'n boodskap te ontvang. Dit is altyd so 'n kosbare geleentheid vir my na 'n Paasnaweek waar ons onsself herinner het van die dood en die opstanding van Jesus Christus om dan die Sondag daarna weer bewus te word van die betekenis daarvan. En dit is ook hoekom ons vanoggend hier is. Maar voordat ons daarby uitkom, geliefdes, wil ons aan die dink wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink aan Adel Supra, soos wat julle weet, en ook vir oom Kobus Smoek, Sonja Slebush, Margrita Els en oom Norman en tannie Rina Best. En dan geliefdes, baie van u het ook kennis geneem in die week, 'n onderwyser in Parys, Pieter Forsie, ook die broer van Petru en Tertius Meyer wat in ons gemeente is. Hy is in die week ook oorlede, sy diens was ook in die week gewees. So ons dink ook aan die gesin wat deur hierdie moeilike tyd gaan. Kom ons raak stil, geliefdes, voor die Here en dan sluit ons net die oë en dan dink ons aan hierdie mense. Hemelvader en Heilige God, o Here, waar vandaan sou ons hulp kom as ons tog na die berge toe oproep? Ons hulp kom net van U af. Ons weet dat toe Job na U toe geroep het, met al sy bepleit en met al sy seer, het U ook antwoord daarop gegee. Ons weet dat toe Jona diep in die maag van die vis was, daar in die fondamente van die aarde, het hy ook daar in die donkerte bely, hulp kom net van die Here af. Daarom, Here, is ons as gelowiges ook saam om by U te vra vir hulp, vir ondersteuning, vir genesing en herstel. Ons bid ook, Here, dat U ook sal troos vir die wat die dood ook tegemoet moes gaan. Maar ons weet, o God, ons weet daar is hoop in U. Niks kan ons skei van die liefde wat U vir ons het nie. Ons weet, Here, dat ons raak soms benoud. Ons raak soms angstig en ons ly en ons gaan dood, maar ons is meer as oorwinnaars, omdat U ons eerste lief gehad het. Daarom, Here, bid ek in vertroue, in geloof tot U, dat U ook so sal doen wat ons vra. Maar as ons hierdie dinge vra, Here, doen ons dit nie uit hoogmoed nie om U voor te sê nie, maar soos nederige kinders, afhanklik van hulle ouer. So nader ons U en vra. Ons weet dat, omdat ons vra, U ook tot U wil sal gee, uit vrylikheid en ook genade. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet die Here vanoggend. Ons wil vanoggend die Here met 'n blye hart groet en ook met die genade wat hy aan ons bewys het. Kom ons sing van hierdie genade en ons sing saam uit lied 510, genade onbeskryflik groot.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê ons Verlosser en Redder, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood en heers tot in ewigheid, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees wat in ons woon. Amen. Broers en susters, God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord en ons sing saam van lied 164. Ons is almal hier te saam. Broers en susters, God se wet is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos en ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van lied 175 vers 1 en 4. Kom ek na U, my Verlosser in nood, daar aan die kruis het U my van die dood, o Lam van God, ek kom, net soos ek is, kom en nood U vir my, al moes U ook soos 'n moordenaar ly, kom U vergewe en skeld U my vry, o Lam van God, ek glo. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het, wat
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemeen Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees in die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing saam van Vonklied 243 vers 1 en 2. Toe Elia geroep het om hulp, daar onder 'n besembos in die woestyn, het hy God in die stilte gevind. Daarom, geliefdes, word ons ook stil. Want in die stilte vind ons die Here. Net daar waar U is, in die diepste plek van stil wees, sluit U oë, raak stil en dan bid ons saam. Heilige Here Jesus, o wat 'n voorreg om te weet, om seker te wees van die redding wat daar in U is. O Here, ons lewenslank het ons die voorreg gehad om die verhale, die gebeure, die stories te deel, die gedigte en die psalms te lees, van die profete te hoor, in die skepingsverhaal. Meeste van ons, o God, het groot geword in hierdie kerk. Het groot geword in 'n gemeente wat ons geleer het van die verlossing wat U vir ons gebring het. En ons is dankbaar, Here, dat U ons so genadig was, dat ons van hierdie dinge kon hoor, selfs al toe ons klein was. Maar ek wil vir U vra, dat U elkeen wat nou hierna luister, elkeen wat stil is en wat U tog nader in gebed, dat U aan
almal van ons 'n nigterheid sal gee. 'n diepe kennis sal oopmaak. Dat ons nie maar net bewus sal wees of kennis sal neem nie, maar dat ons werklik waar sal inneem, in ons harte inneem, in ons wese inneem, wat die waarde van U kruisiging en opstanding werklik is. Die gevaar wat ons dra, o God, is dat ons hierdie dinge van kindsbeen af hoor en leer, maar nooit in ons harte inneem nie. O, wat 'n tekort van begrip, o God, wat 'n traagheid van gees. Ons is maar klein gelowiges wat vinnig in 'n stormsee benoud raak. Nou het ons nodig dat U stem sal laat hoor, want wanneer U stem laat hoor, dan smel die aarde weg. O God van Jakob, van Abraham en Isak, van Moses, Jesaja, Esegiel en Jeremia, van Daniel en Dawid en Salomo en die Here Jesus Christus, o God van die leerskare, spreek tot ons. U dienaars luister. Amen. Geliefdes, vanoggend het u 'n baie goeie Sondag gekies om in die kerk te wees. Want weet u wat, u is die gelukkige een wat nie maar net een teksvers kry nie, nie maar net 2 teksverse nie, maar julle is die gelukkiges wat vanoggend 3 teksverse kry om uit te lees in ons skriflesing vanoggend. 3 teksverse wat ek dink baie behoort te beteken vir elkeen van u wat in Jesus Christus glo en wat dit ook graag wil uitleef. Doelbewuste teksverse vir 'n Sondag na Paasfees. Ons lees vanoggend uit Johannes 8. Ons lees daarvan vanaf vers 3 tot en met vers 11. Romeine 3 vanaf vers 21 tot 26 en dan ook Romeine 8 vanaf vers 31 tot 34. En geliefdes, die eerste gedeelte uit Johannes, in Johannes 8 vers 3 tot 11, klink dan soos volg. Dit sê, die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, dit is nou Jesus, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanskou om hom te vra, toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoof die eerste, Jesus, is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle
die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet nie van nou af meer sonde doen nie. Tot sover dan uit Johannes. Ons volgende gedeelte vanoggend kom uit die woorde van Romeine. En ek hoop u lees so half tussen die lyne wat hier ook aan die gang is. Romeine 3 vanaf vers 21 tot 26 sê vir ons die volgende. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dit dan nou uit Romeine 3. Ons volgende gedeelte uit Romeine 8 vers 31 tot 34 sê die volgende. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sal aan die regterhand van God, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Soos u nou al reeds vanoggend gehoor het, is ons by die Sondag na Paasfees. En ons het op Paasfees en Goeie Vrydag baie duidelik gehoor van die wonderlike genade wat daar is in Jesus Christus. Elkeen van u het gehoor dat die Here Jesus vir ons gesterf het. Dat sy liggaam was gebreek en hy het aan die kruis gehang vir jou en my. En dit is 'n wonderlike ding om van kennis te neem. 'n Wonderlike ding om te weet dat die Here so lief is vir ons, dat met al ons sondelas hy bereid is om sy lewe vir my en jou te gee. En ons het gehoor op Paasondag, met Opstandingssondag, dat Jesus Christus wat uit die dood uit opstaan, vir ons hierdie wonderlike genade gee om nie maar net verlos te wees van ons sondes nie, maar dat ons ook die ewige lewe mag hê. Dat net soos hy opgewek is uit die dood, ons ook saam met hom opgewek word. Wat 'n wonderlike ding
om van te weet. Die gevaar van die Sondag na Paasfees is dat hierdie dinge maar net 'n goeie trooswoord is. Dit kan amper wees soos daardie paaseiers in julle huise, wat wanneer jy dit klaar geëet het, is dit klaar. Kry dit nie sommer vinnig weer in die winkels te koop nie. Die boodskap kan vinnig verdroog, soos 'n damp op 'n kombers of op 'n lap. Kan vinnig tot niks word nie, tot niet gaan. Want die lewe gaan mos aan. Het is mooi om 'n boodskap te hoor op 'n Vrydag en om oortuig te wees op 'n Sondag, maar moeilik om hierdie dinge te glo in jou lewe. Daarom, geliefdes, is dit vir my so belangrik dat ons vanoggend deur hierdie tekste wat ons saam gelees het, by die Here te hoor hoe hierdie dinge nie maar net op 'n goeie Vrydag en op 'n Sondag vir ons betekenis dra nie, maar dat dit ons lewens vul. Dat dit die bron word waaruit ons put. Want elkeen van u is afhanklik van die kruis, die dood, die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus. Dit is vir ons dan ook so belangrik, nie maar net om kennis te neem nie, maar om werklik te begryp, dit in te neem, van dit wat Jesus Christus werklik vir jou en my gedoen het. Ek wil hê jy moet vanoggend hier uit hierdie kerkgebou uitstap en sonder twyfel weet wat dit is wat Christus vir jou beteken. En die eerste manier waarop ons te doen, waarop ons leer wat die kruisdood regtig beteken, kom vanoggend uit hierdie verhaal, hierdie gebeure uit Johannes 8. Nou ons weet dat uit vroeë manuskripte van Johannes was hierdie teks nie noodwendig ingesluit nie. Baie mense glo dit is 'n teks wat later bygevoeg is in die Johannes Evangelie. Maar wat 'n ongelooflike stuk en die gebeure wat daarin plaasvind om vanoggend vir ons te leer van wat Jesus Christus werklik doen. Ongelooflike stuk teks. Ons lees van Jesus wat besig is om in die tempel eintlik te leer. Dit is in die Hittefees. So meeste van die Jode uit Israel en rondom die wêreld is daar in Jerusalem by die tempel. En Jesus staan saam 'n groot klomp mense waar hy besig is om te leer, en die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die ouderlinge, almal kom daar by mekaar en hulle bring voor hom hierdie vrou wat met oorspel betrap is. Nou u moet hoor die manier waarop hierdie slinkse ou Fariseërs hierdie saak aan Jesus bied. Hulle sê vir hom, ons hoor dit tussen vers 4 en vers 5, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke mense te stenig, maar u, wat sê u? Baie interessant hoe Jesus hierdie aanklag teen hierdie vrou ontvang het. Die eerste ding wat my sommer dadelik behoort agter te kom, is dat mense kan sommer uit die aard van hulle vraag hoor, dat hulle is besig om Jesus te toets. Hulle wil Jesus uitvang. Dis hulle bedoeling. Geen ander bedoeling nie. Hulle wil nie maar net die wet toepas soos wat hulle hier voordoen nie, maar hulle wil Jesus aankla. Selfs in die vorige gedeelte, net in die hoofstuk voor dit wat ons nou nie volgende na gekyk het nie, weet ons dat hulle so ver wou gaan dat hulle selfs Jesus wou stenig oor die dinge wat hy gesê het. Jesus het daarom al mense baie ontstel. Maar hier is hulle nou, en hier is hierdie aanklag. En hulle aanklag is heel legitiem. Ek wil hê jy moet hoor, dat die aanklag teen hierdie vrou is nie sonder gronde nie. Ek het al baie keer hierdie teks gehoor, ek het al baie keer gehoor hoe dit daaruit gepreek word,
En dan word daar gesê, dat daar is geen manier om te kan sê wat die aanklag of dit ooit eers legitiem is nie. Meeste preke hieroor gaan, moenie oordeel nie. Dis hoe dit lê. Maar jy moet hoor, die aanklag teen hierdie vrou is legitiem. Dit kom uit Deuteronomium 22 en ook uit Levitikus 20. Deuteronomium 22 van vers 23 tot 24 sê die volgende: Wanneer 'n man 'n verloofde meisie in die stad raakloop en met haar gemeenskap hê, moet jy albei in die stadspoort te bring en met klippe doodgooi. Hulle moet sterf. Die meisie omdat sy nie in die stad om hulp geroep het nie, en die man omdat hy die verloofde van sy volksgenoot oneer het. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Daar's die wet. Die tweede stuk uit Levitikus 20 vers 10. Iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook die vrou wat egbreek gepleeg het. So die feit dat hulle haar wou stenig oor die oorspel, oor die egbreek wat gepleeg is heel legitiem. Maar ek wonder of u sommer dadelik uit hierdie wet uit gehoor het, wat is afwesig? Wat is die afwesige? Die man. Waar is die man? Die wet van Moses beveel, die vrou sowel as die man, moet dan nou hier na vore gebring word. Maar hy is nie daar nie. Wat 'n tipe fariseërs is dan hierdie, dat hulle nie die teks dan so goed ken nie. Ons weet ook, uit die wet, op verskeie plekke, word daar gesê dat daar getuienisse moet wees, van die wat dit waargeneem het, voordat hierdie wet toegepas kan word. Voordat enige doodstraf gegee kan word, moet daar ten minste 2 getuies wees, wat daarvan kennis neem en daaroor saamstem. Daar's hierdie ou verhale, ou Joodse verhale, uit die tyd van Jesus uit, wat vir ons soms baie duidelikheid gee oor die manier hoe die regsaake behandel was in sy tyd. Ons weet van 'n verhaal van 'n ene Susanna, wat ook so van oorspel betrap is, of aangekla is. Sy was gevang, dat sy onder by 'n boom, met 'n man, wat nie haar man is nie, omgang gehad het. Die gebeure lei dan so in die verhaal, in die Joodse geskiedenis lei dat die getuienisse wat dit gesien het, nie kon saamstem oor die grootte van die blare van die boom nie. En daarom was sy vrygelaat. Baie interessant. Dat die getuienisse soveel gewig dra, dat dit sonder enige verandering oor saamgestem moet word. So hier hoor ons, is 'n groot probleem. En Jesus kom dadelik agter wat hier aan die gang is. Hulle is nie besig om maar net die vrou tereg te stel nie. Hulle is besig om te kyk of Jesus die wet gaan toepas. En so vang hulle hom in 'n hoek. Deur sy hele bediening preek hy vergifnis, verlossing en genade. Nou kan hy nie teen die wet van Moses gaan nie. En so Jesus buig af en hy skryf op die grond. Nou ons weet nie wat het Jesus geskryf nie, en as enige iemand vir u sê, hulle weet wat Jesus daarop geskryf het, is dit nie waar nie. Ek kan dit met sekerheid vir u sê. Maar ek hou daarvan om soms daaraan te dink en te sê, dalk het Jesus in beginsel eers net 'n groot streep getrek. Nou baie keer in ons lewens, en ek dink baie van ons ouers gebruik hierdie term, vandag trek ek die streep. En ek dink dit is presies wat Jesus ook in hierdie gebeure doen. Hy trek die streep en hy sê,
as die een wat sonder sonde is, hier vandag teenwoordig is, mag hy die eerste klip gooi. Nou, die vertaling wat ons gelees het uit die 83, gebruik die woorde, wat sy gewete skoon is. Nou, die regte Griekse woordjie is sonde. Maar ek hou nogal van die vertaling van die woordjie gewete. Want almal wat daar staan met klip in die hand, weet dat hulle is besig om die wet te verdraai. Weet dat hulle is besig om oneerlik te wees oor die straf wat hulle wil toeken. En dit maak eintlik nie saak wat Jesus neerskrywe nie. Want wat ook al hy neerskrywe, spreek hulle so aan, dat elkeen van hulle agterkom dat hulle dra saam skuld, is elkeen sondaar. Daarom loop hulle weg. Dit is interessant vir my, dat die eerstes wat wegloop, is die familiehoofde, wat natuurlik ook die oudstes onder hulle was. Ek dink dit sê nogal iets, nee. Hoe ouer 'n mens word, hoe makliker word dit om agter te kom hoe sondig jy is. Hoe meer blaaie jy in jou boek het van jou lewe, hoe meer kan jy plekke vind waar jy kan skuld raak sien. Daarom dink ek loop die eerstes, die oudstes weg. Maar as mens jonk is, dan kan mens nog half dit wegberedeneer. Jy kan vir jouself sê, ag, van die dinge wat ek doen is nie so sleg nie. Maar selfs hulle het weggestap. Selfs hulle kon nie dit hou nie. En dit is dan dat Jesus opkyk en na 'n tweede keer wat hy op die grond geskryf het, is almal weg. En het hy die vrou se lewe gered. Hy vat haar hand, hy tel haar op, en hy sê, waar is die mense dan nou? Het hulle nie die oordeel voltrek nie? Niemand nie, sê sy. Nou let op, ek dink hierdie is seker die mees fascinerende deel van hierdie hele teks. Let op, dat Jesus het gesê, die een wat sonder sonde is, mag die eerste klip gooi. Daar was daardie dag, en daai kring mense voor die tempel in Israel, net een mens, wat die klip kon gooi. Dit was Jesus Christus. Want wie anders? Wie anders het geen sonde as hy nie? Een legitieme man, een waardige, kon die eerste klip gooi. Maar wat doen hy? Hy vergewe haar. En hy spreek haar vry. Laat haar gaan met die woorde, gaan en sondig nie meer nie. Hy oordeel haar nie. Hy spreek haar vry. En dit, geliefdes, dit is wat die kruisiging doen. Dit is die hartklop, die werklike betekenis van die kruisiging van Jesus Christus. As jy dit tot hedendaad nog nie geweet het nie, hoor dit nou. Die kruisiging van Jesus Christus is die direkte ekwivalent van hierdie verhaal. Want net soos die vrou wat met oorspel betrap word, word ons so voor die Here neergelê. Met al die aanklagte teen ons. Met al jou sonde ontbloot voor God. Dink maar net, o kind van die Here. Wat as die Here 'n kers sou aansteek in daardie donker kamer van jou lewe, wat niemand mag sien nie, waar al jou sondes wegkruip? Wat sou gebeur? Wat sou gebeur as jy soos die vrou voor God moes verskyn, op heterdaad betrap met al jou sonde?
Die wonderlike is, geliefdes, dat ons as gelowiges moet weet, dat in so 'n geval, is Jesus Christus die een wat voor ons staan, wat vir ons intree. Hy is ons advokaat. Hy is die een wat kom en die streep trek en sê, hierdie een sal ek my saak voorbepleit. Die Here Jesus pleit vir hierdie vrou wat met oorspel betrap is. Hy pleit vir haar. En die kruisiging, geliefdes, is dieselfde tipe bepleiting wat vir ons ook gedoen is. Ons moet hoor dat Jesus het nie vir hierdie vrou wat met oorspel betrap is, net vir die mense gesê, o, moet haar nie stenig nie. Hy het nie gegaan en die klippe probeer keer nie. Hy het nie probeer rondskarrel nie. Hy het haar nie probeer gryp en weghardloop met haar tot redding nie. Nee, dis soms die vreemde manier hoe ons redding sien. Asof God met rondslaan en keer teen die duiwel se aanslag. Nee, dis nie hoe dit gedoen word nie. Dit word gedoen deur Jesus Christus wat vir ons pleit. Soos 'n advokaat wat voor sy mense staan en pleit. En daarom, geliefdes, ons gedeelte in Romeine 3. Romeine 3 hoor ons in vers 21 tot 22 hierdie woorde, en dit is so belangrik om jouself hiervan te herinner. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die onderhouding van die wet nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat voorheen in sy onverdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dit beteken dat Jesus het gesterf aan 'n kruis, dat as jy maar net sou glo, net glo, dat hy soos met daardie vrou vir jou sal intree. Kan u die genade daarvan inhoor, insien, indink, dat Jesus Christus, wat alle reg het om jou te oordeel, jou te verdoem, kies om jou te red. Het jou uitgekies om te red. Nou, Romeine 8 ken julle goed. In Romeine 8 dan hoor ons dat daar word gesê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Ek het gedink, dit is 'n fascinerende manier van Paulus om hierdie woorde te sê. Want as u maar net sou hoor, dat die woordjie in vers 33 van Romeine 8, die woordjie aankla, is nou 'n baie mooi ekwivalent van die Hebreëse woordjie wat ons in die Ou Testament vind, die woordjie Satan. Het jy dit geweet? Die woordjie Satan vind ons eintlik maar vir die eerste keer in die boek van Job, as 'n eie naam. En hierdie woordjie Satan beteken die aanklaer. En wat sien ons in die woord? Wat sien ons in Job? Ons sien dat Job na God toe gaan
En hy sê, of dat die Satan na God toe gaan. En hy sê, hier is Job. Ek dink nie, hy gaan dit maak nie. Hy is maar net gehoorsaam aan u, omdat hy soveel goeie guns by u kry. As hy een ding verloor, dan gaan hy vou. Hoor julle die aanklag? En so hoor ons by Paulus dieselfde woordjie. Maar hierdie keer anders. Wie sal die uitverkorenes kan aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Sien, die moeilikheid wat ek het baie keer, is dat ons Vader, ons God, wat ons aanbid, selfs deur ons gewone gelowiges, word baie keer benader as die aanklaer. Baie gelowiges kies soms om God te behandel as die een wat jou aankla van al jou sondes. Het jy nie al gehoor hoe mense praat nie? God sien wat jy doen, né? En die Here gaan jou aankla. Maar nee. Ons moenie dit verkeerd verstaan nie. Die Here is nie die aanklaer nie, die Satan is. Die Here is die regter, maar ook die advokaat. Wat as jy die regter en die advokaat het wat saamwerk? Hoe sou dit lyk? Genade op genade. O kind van die Here, as u maar net kon hoor en verstaan wat ek hiermee bedoel, dan sou u opspring en juig en die klippe sou saam sing. En die genade van Christus sê dat hier is vreugde, vrede en hoop vir jou. Daar's hoop vir jou. Daar's hoop vir jou, want Jesus Christus het gekies om die streep voor die duiwel te trek. Die Satan wat kom aankla, het 'n streep op die grond wat sê, draai eerder om. Wie kan jou aankla? God self spreek jou vry. Dit is die genade boodskap wat ons moet hoor. Dis die genade van Christus Jesus, die verlossing wat ons God vir ons bring. O kind van die Here, u moet my hoor. Daar buite sal u hoor, u moet u lewe aan die Here toewy en net so sal u tot verlossing kom. U sal hoor, u moet die Here innooi in die liggaam in, om enigsins die vryheid van Christus te ontvang. Oor die mense sal sê, jy moet allerlei dinge doen om die genade van God te kry. Maar nee, nie jy nie. Nee, hier is die kruisiging se boodskap. Nie jy nie. Jy is skuldig. Jy is die vrou wat met oorspel betrap is. Jy is die een wat op jou knieë moet staan. Dit was nog altyd Christus. Dit is hy wat na jou toe kom. Dit is hy wat 'n pad met jou stap. Jy kies nie God nie. Hy kies jou. Jy gee nie jou lewe oor aan Jesus nie. Hy gee sy lewe vir jou. Dit, geliefdes, is hoe ons glo. Ons as gelowiges moet weet dat daar is niemand wat jou kan aankla nie. Want God self spreek jou vry.
As daar een was wat die klip eerste oor jou lewe kon gooi, was dit Christus. Maar hy het sy Godgegewe besluit, het hy gekies om eerder die klippe te ontvang. Die merke van die kruis, die slaaf van die gesel, en die dood in te gaan vir jou en my. Jy is daaroor. Jy is daaroor, geliefdes. Moet u weet. Moet u weet. Die Here Jesus het reeds vir jou vrygespreek. Ek sluit af met my laaste woorde. As ek na hierdie dinge lees en hierdie dinge hoor, dan hoor ek hierdie ou verhaal, as 'n verhaal van 'n priester wat in Auschwitz, in Birkenau, daar in Poland, in die konsentrasiekamp was. En 'n klomp van die gevangenes het weggehardloop. Maar vinnig na hulle weggehardloop het, was hulle weer gevang. En hulle staan so in 'n lang ry af. En om hulle te straf was 10 van hulle uitgekies. 10 van hulle uitgekies om die straf te dra van die dood. In ander woorde, 10 van hulle sou doodgemaak word. Nou, soos wat die offisier rondloop, kies hy nou een vir een. En toe hy by 'n sekere een kom en hy kies hom, val daardie een op sy knieë en hy gryp die offisier se voete, sy skoene, en hy smeek, hy sê, ek het soveel nog voor te leef, vir vrou, kinders, asseblief, moenie my lewe neem nie. Daar was 'n Rooms-Katolieke priester in hierdie selfde ry. En toe hierdie man so op sy knieë val en bepleit en vra vir die genade, het die offisier hom so weggeskop soos 'n hond. En hierdie priester staan vorentoe. En hy sê, offisier, sit my in sy plek. Ja, hy is skuldig, maar sit my in sy plek. En daardie priester is uiteindelik ook so doodgemaak. Dit is die kruis van Jesus Christus. Hy wat in jou plek wil staan. Kan jy daai lied onthou? Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. O kind van die Here, moenie net die kruisiging sien as 'n gebeure, as 'n verhaal wat maar net eenmaal plaasgevind het nie. Vanoggend hoor by my, dit is die gebeure wat jou vryspreek. Gaan dan heen, o kind van God, en sondig nie meer nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, dankie Here vir u genade. Dankie Here dat u ons ook vryspreek. O, die Satan is oorwin, die wat ons sou wou aankla is vernietig. Wie sou ons kon aankla, o God? U self spreek ons vry. Die genade wat daar is in Jesus Christus, bring in ons harte, vul ons harte met hoop van die genade wat daar in Jesus is. O Here, laat elkeen wat uitgaan vanoggend, uitgaan met die hoop van die kruis, van die opstanding en die hemelvaart. Mag elkeen wat vanoggend uit hierdie kerkgebou uitstap met die wete, met die kennis, met die diepe oortuiging, dat Christus Jesus, wat vir my liefhet, sit op die regterhand van die troon. Mag elkeen, o God, weet, dat u vir ons pleit. Net soos u eens gepleit het, vir 'n vrou wat heterdaad betrap was, so bepleit u ook vir ons.
Ons is sondaars, skuldig, Here, in al ons sondelas. Maar U self spreek ons vry. O, wat 'n genade is daar in U. Wat 'n liefde het U dan nie vir ons nie. Ons weet, o God, dat in ons eie wag, in ons eie mening, sou ons dit nie kon doen nie. Sou ons nie hierdie lewe kon ingaan nie en sou die dood ons kom haal het. Maar te danke aan U het U die sleutels van die dood en die doderyk geneem. U het oorwinning aangekondig en U het ons vrygemaak. Dankie daarvoor, o God. Ons neem dit ter harte en leef ook so in die wêreld daar buite. Amen. Geliefdes, kom ons sing van die genade van God. Kom ons sing met vreugde in ons hart oor die verlossing wat ons ontvang het. Ons sing saam lied 219. Laat ons sing van ons verlosser. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Baie dankie geliefdes, ek het maar regtig net 'n paar enkele afkondigings. Ons het daarom baie verjaarsdae hierdie week, so kyk maar 'n bietjie uit daarvoor. Die 22ste Annemarie Mentjies, baie geluk Annemarie, sien sy is ook vanoggend hier. Ria Volgraaf, Ria baie geluk. En dan ook die 26ste is dit Cecilia Jonker en Andre Lengden. Die 27ste verjaar Isie Abberusk, Ben Kiek en dan ook Jakob van der Westhuizen. Baie geluk met julle verjaarsdag. En die 29ste is dit Katarina Brits. Baie geluk met jou verjaarsdag en ook oom Arm van Staden. Baie geluk. Die 30ste Jacques Fourie. Die tweede Lise Potgieter. En dan die derde is dit Sybil Joubert, om Kort Pretorius en dan ook Salome van der Westhuizen. Baie geluk vir almal wat hierdie week verjaar, mag die Here ook julle ryklik seën. Nou geliefdes, in die week het ons nou nie veel aan die gang nie. Ons herinner julle maar net hierdie week van die bazaar wat al hoe nader kom, om ons ook te help om so lank bestanddele bymekaar te maak, maar hierdie week is daar nie vreeslik baie sake op ons agenda nie. En dan geliefdes, ek verneem, dan gaan ons nie vir hierdie week Bybelstudie hê ook nie, net aan Jannetjie. Het ek gesê ja, oké. Maar dit sien ek dit nou nie op die afkondiging sien, maar dan moet u kennis neem asseblief Bybelstudiegroep. Ons sal hierdie week Bybelstudie hê. Dit is ons gaan eintlik dan maar soos normaal voor. Die van julle wat graag dit wil bywoon, ons is besig om Openbaring te behandel. Ek moet sê selfs al het ek Openbaring nou al 'n paar keer gelees, om dit so weer deur te gaan in 'n Bybelstudie, bring net opnuut weer na jou na vore wat 'n wonderlike hoop daar in Jesus is. Regtig waar, dis 'n boek vol hoop en as jy belangstel, asseblief kom, sluit by ons aan. Dan geliefdes, Amot se golfdag kom ook al nader, is die 9de Mei. Dit is vir 'n vuurbal, is R2400, asseblief ondersteun Amot om ook so by hulle fondse dat die woord ook kan staande bly. Dan geliefdes, soos u weet, hierdie ons buurmanne hier oorkant het ook altyd hulle bazaar, nie te lank van nou af nie, maar hulle bazaar van die 26ste April skuif dan na die 10de Mei toe. Ons wens hulle ook die beste voorspoed toe vir hulle bazaar. So NGO se bazaar is dan ook so aangeskuif. Dit is al van my kant af, geliefdes. Kom drink 'n koppie tee saam ons. Jerusalem skink vandag vir ons tee en dan volgende week is dit Wyk Jerigo. Mag die Here julle ryklik seën en totsiens vir julle.